ons bietjie op, ons gesels bietjie na wie kyk ek op. En dis deel van ons spreekreeks, ek leef met 'n doel. As jy gewonder wat vandag se datum is, dis 20 Augustus, en jy is in die saal. En ons vra vanoggend 'n baie eenvoudige vraag, maar baie cool is, en dit is, wie is jou rolmodel? Soos julle sien in ons spreekreeks, trek ons nou by nommer 3, dis week 3. Vanoggend het ons na wie kyk ek op, en dan hieronder sê ons familie nagmaal. Al wat jy moet doen, trek jy die boks af. Iemand het opgenoem dat hy 1, 2. Okay. So as ons het vanaand familie nagmaal, so almal kom saam as 'n gesin, as 'n groep, as 'n selgroep, as 'n familie, as enigiemand, as kennisse, as werkskollegas, wat jy wil, kom as 'n groepie saam, en bring 'n kersie saam, en dan sit ons familie nagmaal vanaand. Basically wat dit beteken is, ons gaan groepies nagmaal hê, so, ek gaan nagmaal instel, en so, en dan gaan sê net maar, julle as gesin gaan nou sit, en dan gaan julle die hoof van die gesin, en die pa, of die ma, of wie ook al, van 'n broodjie breek om vir die mense in die gesin, en hulle gebruik dan nagmaal saam, as 'n huisgesin. Ons glo ook, dat dit belangrik is om die klein groep ook mekaar eers te leer. So ja, dat is na wie kyk ek op vandag. En dan volgende week, daai bazaar, en dat is weer 'n gesamentlike diens in die kerk, want in die saal gaan daar op ander partye op die grond lê. So wie dien ek? Dis volgende week die vraag. En dan die aanddiens is 'n baie cool ene. Dit sê dan is 'n Kalfoet leefstyl. So dis al cool. Sê. Ek het dit doen vanoggend sinne. Ons vra die vraag, na wie kyk ek op? En dit vra ons saam. Soos wie wil julle graag wees? En ek is bietjie hoor. Wie wil, as ek nou gevra, jy is John. Wie? Flash, is dit vir Flash? So hulle sien die vinnige hardloop op sy, weet ek wat sê, Daniel. Batman, yes. Wie nog? Jy het al weer gehad, was maar also. Wonder Woman, dat sy, wat nog, wat is nog, yes. Supergirl. Julle ek moes dit gegoogel het. Ek het gehoor iemand van Supergirl, dus ek gaan Google het, en ek het nie geweet wie Supergirl. Kan julle dit glo? Maar ek weet nou, dis basically die vrouwelike weerval van Superman. Dis wat het is. Okay, wat nog is so? Captain America. Wow, so jy like die shield, hè? Ek like Captain America. Yes. Superman. Is nou nie iemand die wat soos Hulk wil wees nie? Yeah! Hulk smash. Ja. Jy is nog aan gesien die iewers. Al die paas, wat gaan julle, wie wil julle gaan, wat is superhero wil julle wees? Ons wil ook die Dries, wie wil jy wees? Jesus, dis die regte antwoord van vanoggend. Maar dis 'n goeie antwoord. Yes. Wat volgende? Kom ons net bietjie weer. Wat wil jy? Superman. Yeah. Al die ma's, die vrouens. Soos wie wil julle graag wees? Maar hoor iemand wat braaf genoeg is om te antwoord. Kan ek maar een sê? Wat is 'n vrou? Kom ons weer enige iemand? Het jy al gesien? 'n vrou vra ons altyd die vraag. Sy sê, ja, ek wens ek het meer hande gehad. Nou, daar so 'n ou, daar's twee sulke mense. Dis een is 'n villain, op Spider-Man, hy het seker stam wat hy sy regheid kom sy kloos. So hy het in die effect 6 hande, en dan is daar so 'n ander ou, wat ook 6 arms het. Ek weet nie wat sy naam is. Maar anyway, dan sê hy meer hande hê. Okay. Maar ek dink sê, ek moet sê, as superhero ek sou wou wees. Wie dink julle wou ek wees? Want jy juice! Ek was het Hulk, en ons het Superman, die nog? En niemand nog wat? Iron Man, ja, verseker. Die nog? Son, Flash. Ja, ek wens maar kan Flash is en ek's baie stadig op die oor.
Jy weet, ek raak uit aansluit as ek jou skopad jaag. Daar agter die stop. Wat sê? Thor. En ander. Ja, nee, okay, so ek sou sê, die van julle wat gesê Superman is baie reg. Julle is baie reg. Ek is al 'n groot Superman fan. Want ek het groot geword met Superman en ek moes kies tussen Superman en Batman. Ek dink Batman kan nie vlieg nie. Ek wil vlieg. En sê ek Superman. Ja. Okay, maar so ons kyk na dit en dit is nou maar net 'n superheld rolmodel, maar daar's baie rolmodelle in die wêreld. Vir baie van ons wat van motorsport hou, was Michael Schumacher op 'n tyd rolmodel. Die van julle van ander sporte hou, hardloop, is dit dalk hierdie daai Wade en wat se ander ouens se naam wat van Usain Bolt. Ja. En daar's so baie rolmodelle in die lewe kan hê. Maar kom ons fokus vanoggend op 'n superheld rolmodel. Want 'n superheld rolmodel is baie cool. Want hulle lyk cool en hulle red mense en dis net altyd lekker om stories te kyk op superheroes. Dit is regtig cool. En ek wil vanoggend sê, die vraag vra, wie van julle wil graag 'n superheld wees? Wie sou graag 'n superheld wees? Ek weet kan maar, ek dink ons almal sou dit doen. Maar daar is 'n manier hoe jy 'n superheld kan word. Sou julle like om te hoor hoe word jy 'n superheld? Julle is seker? Hierdie is top secret. Okay. So jy mag het vir almal vertel. Dit is altyd sê, jy moet vir vertel vir almal. Okay, so. Dit is die 6-stap program oor hoe om 'n superheld te word. Okay. Ons moet sê is, wie is ons rolmodel? Elke superheld moet iemand hê na wie hy opkyk. Ons het sê, soos wie wil ons wees? En ons het wees soos Jesus. Jesus is my superheld. Hoekom sê ek ons is Jesus? Want Jesus, al die superhelde wat ons ooit al van gehoor het, kom nie naby aan Jesus se krag en sy mag. En Jesus is real. Dis die ander ding. Die ander superhelde wat ons van hoor, is iemand wat 'n ding uitgedink het. Hulle is nie real. Kyk, so jy het nog nie regtig 'n Superman verbyvlieg nie, het jy? Of 'n Spider-Man in die geboue sien ophardloop. Maar Jesus was real. Hy is die regte, egte superheld. Hy het gelewe. Hy het ons gesterf, hy het ons gered, want elke van ons is deur Jesus gered. So ons het wees soos wat hy is. Dan is ons superheroes. Kyk, check it. Hoe word ek 'n superhero net soos Jesus? Die 6-stap program. Stap 1. Ons het by Jesus leer. Sien jy daar as Jesus weet om verhaal gee, Captain America en Spider-Man te leer hoe hy die wêreld gered het. En so moet ons ook leer by Jesus oor hoe om 'n superheld te wees. Ons moet by hom gaan leer. Die Bybel sê, dis hoe ek dit reg. In Kolossense 2:6-7 staan daar. Hulle het gehoor dat Christus Jesus die Here is en dit geglo. Leef dan elke dag in die nouste verbintenis met hom. Dit beteken ons moet elke dag so leef dat ons aan hom konstant sal dink. Want hy is die grond waarin jy nou groei en die fundament waarop jy nou gebou word. Jy moet al sterker word in die geloof soos jy dit geleer het. Laat julle harte vol dankbaarheid teenoor God wees. Basically wat hierdie gedeelte vir ons sê, julle, is ons het weet Jesus is ons rolmodel. Ons moet na hom kyk, ons moet soveel as moontlik probeer soos hy wees. Dan gaan ons, dis ons eerste stap. Okay, so stap 1 is, kies jou rolmodel. Okay, so saam met stap 1, kies jou rolmodel. Okay, dit is Jesus. Ons het met hom leer, ons het hom leer. Okay. Wie weet jy nou, wat is die beste manier om iets te leer in die lewe? Dit is om te kyk hoe iemand anders te doen. Al die seuns, hoe het julle geleer om skoene te draai?
Want jy het gesien hoe papa staan en 'n skroef indraai. Mense, okay. Hy moet daai kant toe gaan, dan gaan hy ingaan. As ek hom net draai en dan op die verkeerde kant toe draai, dan gaan hy nergens heen gaan. So ons het leer by Jesus. Dit beteken, as dit by kerk toe kom, en as ons Bybel lees, as ons hoor wat in Jesus. As ek gaan doen wat die Bybel sê, wat gaan dan gebeur? So as ek nou meer soos Jesus wil leef, wat gaan gebeur? My karakter gaan ontwikkel. Wie van julle weet wat se karakter? Wie slim? Paul. As dit iemand wat in 'n storie speel, dis iemand wat binne 'n storie is. Dit is amper reg. Jy weet nog wat is my karakter? Hæ? Jesus, dit is slim. Die persoon wat jy is, dit is jou karakter. So wie jy is, gaan groei en jy gaan verander. Jy gaan begin goeders anders doen en anders benader, want jy het meer van Jesus in jou leef meer van Jesus. Die Heilige Gees gaan in jou werk. Hy gaan vir jou sê, jy moet dalk dit doen nie, of pas op hiervoor. Jy gaan so 'n snaakse gevoel kry, wat jy moet doen en nie moet doen nie. En hy gaan vir jou ook op so 'n manier lei waar jy gaan, hè. Alles om my vorm my. Beteken, as ek 'n kerk toe kom en leer ek van Jesus, en as ek sonnaskool gaan leer ek van hom, by my pappa en mamma leer ek van hom, oral dan leer ek van Jesus, en dit alles vorm my. Die Bybel vorm my, God se mense, dit is nou ons almal wat hierso sit, en wat sonnaskool gee en goed, en al die gebeure oor my. Beteken, wie wil julle spiere? Wie wil spiere? Wys my julle spiere, ek sien. Kom, Daniel, flex bietjie daar vir my, ek wil jy vra nou op baie sê. Om spiere te kry, beteken, ek moet wat doen, ek kan dit doen om spiere te kry, ek moet, kan jy dit nie, ek moet, oefen, dis, ek moet oefen, en as ek oefen, dan kry ek spiere. En net so as, en ek wil graag my spiere ontwikkel, daarom oefen ek. Net so ook as ek meer, soos Jesus wil word, moet ek oefen. Dit beteken, ek moet Bybel lees, ek leer met papa en mamma my, met gees voor as skool, en my hele lewe moet daar gaan, om Jesus te dien. Stap 2, 'n superhero kort superhero klere. Wie van julle het gedink, hoe sou Superman lyk as hy rondvlieg in sy japon en pantoffels? Dit sal lyk soos ek toe klein was, toe ek van die liedjies afgespring het. Ek het 'n bloedrooi japon gehad, en daai japon was my cape. En niemand kon my niks vertel, as ek my japon aan gehad het, en dan het ek my mantel aan gehad. Dan was ek super braaf. So ja, ons superhero kort superhero klere. Want 'n superhero gaan net nie so cool lyk as hy nie superhero klere het, en dit is deel van sy identiteit. Dit is belangrik. 'n superhero se klere is deel van sy identiteit. Wie is Daniel? Ja. Maar jy sien, daar's 'n super, dit is deel van sy identiteit. Superhero klere is deel van sy identiteit. Superman gaan nie Spider-Man se klere dra nie, nee, hy gaan sy eie klere dra, maar dit is deel van sy identiteit. As jy daai teken sien, dan wie dink jy? En wie? Aan Superman. En as jy daai teken sien, dan dink jy aan Flash. Dit is deel van hulle identiteit. So stap 2 is om 'n superhero kort superhero klere. So, die nuwe klere is 'n nuwe identiteit. Maar as jy so in jouself kyk vir jou duim, sien jy 'n duim met sulke snaakse rytjies en goeders op. As jy mooi kyk, is jy regtig mooi. Ek sal kom om te sien. Maar as jy mooi kyk, sal jy sien hy maak sulke snaakse lyntjies. Dit lyk amper soos daai. Dit is jou fingerprint. En ons fingerprint is almal uniek en dit is deel van ons identiteit. Nou ons het ons identiteit in Jesus vind.
So ons nuwe klere ons aantrek, is 'n nuwe identiteit. Efesiërs 4:23 sê, julle moet die nuwe geaardheid en die nuwe lewe julle eie maak, soos nuwe klere wat 'n mens aantrek. Want God het self die nuwe lewe gemaak, sodat dit so sy eie kan wees, werklik opreg en heilig. So ons het lewe in ons nuwe identiteit. Sê almal, ek is 'n Christen. 1, 2, 3. Ek is lief vir Jesus. Yes. Dit is jou nuwe identiteit. Okay. Dit is belangrik om dit te weet, want ons sê, ons laat ons lewe en ons gedagtes nou deur Jesus bepaal. So dit beteken, ons het 'n nuwe identiteit. Never look back. Jy is nou 'n nuwe mens. Gaan so dan sê hy, ek is nie. Kom nie, ek is nie. Yes, jy is nou nie, jy het jou identiteit gevind in Jesus, jy is 'n nuwe mens, dis stap 3. Okay, so jy is nou 'n nuwe mens, en nou moet jy nie terugkyk, never look back. Sy woord opvorm my, dit beteken sy woord maak my nie. Johannes 8:31 sê, toe sê Jesus vir die wat hom glo, as julle by vashou aan wat ek vir julle gesê het, is julle werklik my volgelinge. Ons moet weet, ons moet vashou aan Jesus. Ons moet sê, ons kyk altyd op na Jesus. Jesus is altyd ons rolmodel. En ons gaan nooit wegkyk van hom af. Want, sê Hebreërs 4:12, as God vir ons iets sê, het dit lewe en krag. Sy woord is skerper as 'n vlamskerp swaard, wat 'n murgtebeen sny, van dit dring in die siel en gees van 'n mens in en wys hoe sy diepste begeertes en gedagtes lyk. Ja, God is almagtig en hy is goed. Ek kan nie sê, my God is so groot, so sterk en almagtig, daar is niks wat my God nie kan doen. Dis die waarheid, julle. God is powerful. Hy het die aarde geskep met al die berge. Hy het die diere en die leeu's en die walvisse geskep. En hy het ons lief. Sy woorde is skerper as 'n swaard wat deur enige ding kan sny. En Jesus is die toonbeeld van hoe lief hy vir ons is. God se krag is groter as enige krag op hierdie aarde. Ons moet dit weet en ons moet dit glo. Dit is kragtig. En wie weet waar kan ons die woord van God? Dis in die Bybel. So ons moet weet hoe om die woorde van God ook te gebruik as die Bybel lees. Sien die wêreld soos jou hero, Jesus. Nou, wie het al daai ding gekyk? Ek sien daai ding een, ek hoop julle almal het al daai ding een gekyk. Mufasa. Okay, op een punt toe gaan Mufasa so, dat Mufasa is die koning van die oerwoud, hy is die koning leeu, en Simba, sy seun, stap langs hom so. En toe gaan sit Mufasa en Simba so op 'n groot klip, en hy kyk so oor die vallei uit. En Mufasa verduidelik vir Simba hoe werk die koninkryk. Net so, ons luister by Jesus en kyk hoe hy die wêreld sien. Jesus kyk met 'n ander oogpunt na die wêreld. Hy kyk oor van liefde en genade en ontferming. Hy kyk nie na selfverryking en daai, hy kyk na, hy is altyd besorg oor wat met die persoon langs hom gebeur. Hy is so besorg oor hoe belangrik met wat die persoon langs hom het gebeur, dat hy sy eie lewe gegee. Jesus het vir ons in die kruis gesterf, want hy lief is vir ons. Ons het 'n bietjie probleme, soos hy ook sien. Daar gaan probleme in die lewe kom, julle, maar ons moet dit face soos Jesus. Johannes 16:33 sê, ek het hierdie dinge vir julle vertel, sodat julle vrede kan hê, omdat julle aan my verbind is. In die ongelowige wêreld sal julle swaar kry,
Maar moenie bang wees nie, ek het die wêreld oorwin. Jesus het klaar oorwin. Daar waar ons by die skool is, dan mag baadjies ons dalk spot vir al daai goeders. Dis okay, Jesus het klaar oorwin. En as jy maar hom glo, het jy al klaar oorwin. 1 Petrus 4:12 sê, liewe vriende, dit voel nou vir julle asof julle deur die vuur gaan om met julle geloof te toets. Maar julle moenie daaroor verbaas is nie, want dit is nie iets buitengewoons nie. Teken, ons moet nie worry nie. Ons gaan 'n bietjie getoets word en dit gaan 'n bietjie moeilik wees in die lewe. Daai tyd toe hierdie geskryf is, was dit baie moeilik vir die Christene gewees. Hulle was vernieuws gegooi en hulle was seer gemaak en al wat dood gemaak, omdat hulle vir Jesus geglo het. So in die tyd wat hierdie geskryf is en dat Johannes geskryf is, was dit baie moeilik vir die Christene. Johannes self as dit nou, Johannes is van die Openbaring goed, was hy in 'n pot kookolie gegooi. Maar dit het nie gebeur nie. Maar dis sleg, dis moeilik vir die Christen. Hulle sê hou vas. Die Here is by ons. En dit beteken alle superheroes kort defense. Wie se shield is daai? Wie se? Yes, Captain America se shield. En met daai shield blok hy 'n klomp goeders en dit beskerm hom. Wie van julle weet in ons wapenrusting wat Jesus ons sê moet aantrek, is dit die geloof? Is dit skuld as? Geloof. Man. Geloof was skuld, okay. Geloof is ons skuld wat ons dra. Jakobus 1:12 sê, as 'n mens in geloof bly staan, wanneer jy in die versoeking kom, kan jy gelukkig wees, want dit is soos die Here ons toets. En as 'n mens dit slaag, sal die Here hom die ewige lewe gee, want dit is die kroon wat hy beloof het aan almal wat hom liefhet. Wie is ons enemy? Wie is die enemy? Die duiwel. Beteken ons het weet wat die duiwel aanvang. Die duiwel soek 'n swak plek in my. Wie van julle weet wat is 'n swak plek? Sê. Ja, as dit plek nie goed is nie. Yes. Wat nog? Dis nog 'n swak plek. Wie van julle het al hulle klein tweetjie gestamp in die bank? Wie van julle het al op Lego getrap? Dus dit is net oor 'n inklim. Wie van julle het al hulle elleboog gestamp in 'n plek? Of het hulle kop vasgeloop in 'n vensterbank? Ja. Nou dis alles swak plekke. Wie weet jy het al 'n hand gebrand op 'n plaat? Ja. Of in ijskoue water geval. Ja. En alles is beseerder as dit koud is, né? Ek kan dit nie verstaan, maar as dit koud is, alles is seer. Jy het al vir die slaai afgeval, jy is seer. En jy? Ja, wel man. Okay, so, ek is bly. Is dit geswem? Maar weet julle wat, ons almal het swak plek. Ek weet elke week vertel ek julle 'n storie. Ek wil julle net vertel. Ek het begin bodybuilding doen offisieel in my eerste varsity. Dit was in 2008 gewees, jare terug. En ek het begin bodybuilding doen en ek het
die januarie gaan doen, en ek het natuurlijk 'n klop gewig opgetel. Ek het 70 geweeg, you might believe, in matriek. En in die begin van my tweede jaar, het ek 95 geweeg, bietjie meer, in daai omgewing. So ek het baie gewig opgetel, in daai tyd, en dit was dan op spiermassa gedoen. En ek het vriende gaan swem. En my vriend is toen al 'n paar jaar in volleybal, en hy sê, my bra moet daar net, jy is swaarder, jy gaan sing so klip. En ek sê, whatever. Ek spring met die diepkant in, van die Olympiese swembad by Tuks. Nou hy, in sy diepkant is hy 3 meter diep. En dit is baie keer, dan spring jy in die swembad in, dan val hy, dan vang jy dit, dan kom jy onder by die vloer, en dan stap jy self op. En dan skiet jy so torpedo boot toe, hè. Maar ek val, en ek val, maar die vloer kom nie. En die vloer kom nie. En die begin perl, julle weet, ek is nie die wêreld se sterkste swemmer nie. Ek glo, ons almal moet erken wat ons sleg is, en ek sak in swem. Ek is, kom ons was hy. Ek glo, ek is actually baie half vir die dag wat ek van die boot afval, want ek gaan sit soos 'n klip, en laaste wat ek gaan sien is 'n haai wat vir my lag. Hoe ons my kos vat. Anyway, so, ek sit soos 'n klip, julle, en ek sink af, wow, en ek begin battle, en toe ek week en toe, breek ek deur. Toe was my toppies al op pad van in my toe kon haal, en hulle is daar allemaal so, hulle sê, hey, okay ou, jy is beniet onder. Ek sê, ja, my vriend Rob sê, ek het jou gesê. Baie sympathies. Maar anyway, dit is 'n swakplek vir my gewees. Ek was sterk op 'n klomp plekke. Ek kon in die gym baie swaarder weights optel as ek gewoonlik het. Ek kon baie meer goeders doen, en ek was goed in bodybuilding en al daai goeders. Maar ek het gesink soos 'n klip. Ek het 'n swak plek gehad, maar ek moes geweet het, dit is my swak plek. So, swem aan die vlak kant. Daar, of hou aan die kant vas. So, maar dit is my swak plek gewees. En mens kan dit op 2 maniere oplos. Mens kan die een ding doen, as jy kan veilig bly, deur om aan die vlak kant te swem. Beteken as ek veilig bly, dan gaan ek myself oppas, dat ek nie myself blootstel in die lewe aan dinge wat die duiwel my kan aanval nie, of ek kan leer om te swem. Maar beteken, as ek daar is, waar die duiwel my kan aanval, kan ek survive. Ek het hier so 'n bietjie begin leer swem en gewoond geraak aan my lyf, en daai jaar Desember by die see, toe trek die see strome my in. En toe kon ek op 'n manier myself uitkry. So ek kon myself naby genoeg kry dat ek 'n vriend vir myself kon vat uitkry. As ek nie 'n bietjie geleer het om met my lyf te funksioneer nie, swaarder in die water te wees na goeders nie, dan het ek heel moontlik saam met die haie gaan swem. Die duiwel laat is baie keer twyfel. Mense baie keer, mense sal sê, ek is met alles in staat en hier uit my krag gee. Dan kom die duiwel en sê, is dit? Ek dink nie so nie. En dan sê soos, miskien moet ek dalk 'n bietjie, hierdie klink dalk te groot vir my. Eerder nie, nee. En dan begin ons al hoe meer te twyfel in die Here se krag. En ons begin al hoe meer te wonder onsself. En die ene van die lewe wat jy altyd moet onthou is dat die Here sê dat ons altyd moet neersit. Die duiwel sê vir my ander goed is die Bybel. Die Bybel sê, jy mag nie steel nie. En dan sê die duiwel vir jou, is dit? Maar hy sal nie eens weet nie. Hy het baie ander speelgoed gemaak. Wat bietjie. Hulle het met Eva gebeur het. Hy het vir Eva gesê, ag, toe nou. Dis 'n ou vrug, man. Dis net 'n ou vruggie. Wat happie. Die Here het vir Eva gesê, moenie. Hy wil sê vir haar, daai gaan die lekkerste vrug wees wat jy ooit van eet. Wat happie.
wat doen jy van toe? Sy vat 'n hapie. En toe doen sy wat nie reg is in die oë van die Here nie. Ons moet altyd mooi luister. Weet wat reg en verkeerd is. Moenie goed doen wat jy weet verkeerd is nie. Weet jy, dit is wat altyd dat mense sê as hulle chocolate eet. Jesus, ek weet nie, dit is so verkeerd. As dit beter gaan wees. Krijg so van ek voorraad. Ja, kyk. Dit is nie, of pizza of iets. Alle vrouens is nog so, ek gaan nou op die so verkeerd. Maar so lekker. Net nog een stukje. Ja. Dit is eenvoudig. Moet dit nie doen as jy weer is verkeerd nie. Dit is moeilik. Ek love chocolates en die goed laat my slaap. So ek mag nie eintlik eet nie. Maar dit is so lekker. En dit is 'n chocolate. So maak jy in die lewe groen staf want dit is weet verkeerd is. Maar dit is net so lekker om aan te hou om stop nie. Maar dit is gewoonlik die goed wat in jou lewe 'n infeksie maak. 'n klein snytjie, wat jy nie na kyk nie, kan in jou arm kos. En maak seker ons sort in die goed uit. Moenie goed doen as jy weer is verkeerd. Jy kom as een vers net sê, dit is 'n mens se eie verkeerde begeertes, wat jou saamstel en jou vasvang. En so kom jy in die versoeking. Hy sê, jy moet dit verstaan. Die duiwel gebruik onsself teen onsself. Hy is besig om te speel op hierdie goed. Goed wat jy in jou lewe doen, as jy weet nie helemaal reg is nie. Dan begin jy met daai goed wat jy nie weet helemaal reg is, begin jy 'n bietjie in denks maak. En dan dat jy skuldig voel oor dit, dan voel jy skuldig oor dit gedoen het, en dan doen jy dit weer, en dan voel jy meer skuldig, en dan voel jy meer sleg, en dan doen jy dit weer, en dan voel jy weer skuldig, en eventually voel jy kan nie meer by die Here uitkom nie, want jy het soveel skuldgevoelens het. So die duiwel doen is, hy vat die goed uit. Maak dit erg. Hoe gebruik ek my shield? Ons het fokus op denke. Wat sou Jesus doen? Sê gou vir my, wat sou Jesus doen? 1, 2, 3. Wat sou Jesus doen? Ja. So dit vra, altyd, dat sal op die regte pad wees. Deel jou fight met jou maats en Jesus. As jy sukkel met iets, gaan sê vir jou maats, gaan sê net so, ek sukkel met hierdie Here, bid asseblief vir my. Hoe kan julle my help? Staan die duiwel teen, sê vir nee, duiwel, jy gaan nie oor die inkom nie. Ek laat altyd in die kantoor daarso, as ons sukkel met die fotostaatmasjiene. En julle moet verstaan, 'n fotostaatmasjien is die grootste ding in die wêreld. Tot hy breek. Dan is almal soos nee. En partykeer dan breek alles in die kantoor. Van die fotostaatmasjien wat nie ding wil doen nie, dan die rekenaar stadig is, dan wil hy nie print nie en alles. En dan sê die dames daar altyd, nee, skop sommer die duiwel uit by die kantoor uit, kyk met hom hierso. En dis die waarheid, as die duiwel teestaan, want hy val ons aan. Weet jy krag kom van die Here af? Filippense 4:13 sê, ek is op alles in staat, die hom wat my krag. Ons moet eerstens fokus op die Here se krag in ons. Wees altyd in beheer van die wêreld. Moenie net doen, wat ander jou druk nie. Maak jou eie keuses. Keuses wat jou berus op Jesus. Hy wil. Rick Warren sê, in die waarheid is alles waaroor jy nie kan praat nie, reeds in jou lewe buite beheer. As jy nie kan iets praat met ander mense nie, dan weet jy dis buite beheer. Stap 6. Dis nou voor die van my, julle. Gister in die gym geneem. Olie. Ja, ek sê. Weet jy hoe ek hierdie foto gebruik? Jou werk as 'n superhero en die training stop nooit. Hierdie is nou 'n bodybuilder en hy daar so lekker groot wyte awesome. Weet jy as ek een vraag wat mense altyd my gevra het, ek lag ons by gedoen. En dan gesê, bro, jy het nie graag groot spiere en lyk graag goed, hoekom hy nie oefen nie? My tyd net. Sê so wat s'ie van daar? Weet, dit is mos nou lekker om lekker te gaan. Jouself druk in die gym, groot wyse stoot. Dit beteken hierdie ou
soos hy daar lê, lyk sy lyf so goed, die spiere is so ontwikkel. Hy het nie eintlik nodig om nog daar te sit en hard te oefen nie. Maar hy doen dit, want hy weet, as hy gaan ophou om dit te doen, dan gaan hy die spiere verloor. As hy gaan ophou die leefstyl leef wat hy leef, gaan hy nie meer so kan lyk nie. Die selle is jou superhero, werk as superhero, en jou training stop nooit. Ons het altyd onthou, ons moet aanhou om ons spiere sterk te maak. Anders gaan hulle slap. Filippense 1:3-6 sê, elke keer as ek aan julle dink, word my hart vol dankbaarheid teenoor God. En dit is met blydskap dat ek vir julle almal bid. Ek is dankbaar dat julle so mooi saamgewerk het om die goeie nuus oor Jesus te versprei. Daar het hulle werk gedoen as superheroes. Heel van begin af tot nou toe. Een ding waarvan ek vas oortuig is dat God wat sy goeie werk in julle begin het, daarmee sal aanhou. Dit is nou die aanhou oefen totdat hy dit klaar gemaak het op die dag as Jesus Christus kom. Beteken hierdie gedeelte sê vir ons, hou aan, doen wat jy doen, hou aan met goeie dinge en hou aan jou lewe opstalleer met jou karakter. Rick Warren sê, die ontwikkeling van Christelike karakter mens nie aanjaag. Groei, kos, groei neem tyd. Nou wie kyk ek op? Na hom wat my van binne transformeer om meer en meer soos hy te word. Filippense 1:6 sê, een ding waarvan ek vas oortuig is dat God, wat sy goeie werk in hulle begin het, daarmee sal aanhou, totdat hy dit klaar gemaak het, op die dag wat Jesus Christus terugkom. Ons bid saam.